Ons tema vanoggend is word tog groot. 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 4. Jesus het eenmaal gesê dat ons weer soos kindertjies moet word in ons geloof. Ons moet dus soos kindertjies onvoorwaardelik glo. Dis baie waar en dit is presies waar jou geloof behoort te begin. Ons moenie alles eers wil bevraagteken en die heelal probeer verstaan voordat ons glo nie. Dis egter nie waar jou geloof moet bly nie. Jy moet ook groei en groot word. 'n Kind gaan deur verskillende stadiums van groot word. Eers is dit die baba wat totaal afhanklik is en niks vir homself kan vermag nie. Hy kan ook niks anders as melk drink nie, want hy kan net eenvoudig nie vaste kos hanteer nie. Soos wat hy groter word, begin sy liggaam vaste kos te hanteer en weldra eet hy enige iets wat voorkom. Selfs die honde se kosbakke word gereeld gestroop en as hy in die tuin kom, verorber hy grond, krieke, ertwurms en enige kriepie krollie wat binne sy bereik kom. Algehele onverantwoordelikheid is gewoonlik die tiener se kenmerk. Boonop sy totale gebrek aan kennis, terwyl hy dink dat hy al die kennis in die wêreld besit. Sy maat is die een dag die beste van pelle en die volgende dag wil hulle mekaar vermoor. Verliefdheid en jaloesie is die alledaagse verskriklike onsekerheid en tergelykertyd 'n oormaat selfversekerdheid. Die een ding van 'n kind wat van uiterste belang is, dat hy nie durf stagnant bly nie. Daar moet altyd 'n groeiproses wees, anders is daar baie groot fout. 'n Klein babietjie drink melk, dis natuurlik. Hy kan egter nie daar bly nie, en as hy nie later begin vaste kos eet nie, gaan sy liggaam nie die nodige krag, spiere, beenvorming kry nie. Ek het 'n mamma geken wat haar seentjie van 5 jaar oud steeds geborsvoed het. Dit is onnatuurlik en daai kind moes lankal gespeen gewees het. Paulus gebruik hierdie beeld van 'n kind wat opgroei baie effektief, want net so werk jou geestelike lewe. Wanneer iemand die dag tot geloof kom, kan jy nie net vir hom ingewikkelde filosofiese boeke gee om te lees en hom bombardeer met allerhande doktrines en kwelvrae nie. Nee, hy moet die eenvoudigste skrifvaarhede inkry, iets wat vir hom 'n vaste basis gaan gee om sy geloof op te bou. Soos wat 'n jong gelowige se geloof begin sterker word en vorm aanneem, moet hy weldra begin om vaste geestelike kos in te kry. Al kan hy nie alles verwerk nie, begin hierdie kos sy geestelike spiere en bene te bou. Ek hoor eenlangs 'n baie interessante verduideliking van waarom daar deesdae so baie jong kinders is met tipe 1 diabetes. Dit is omdat hulle te higiënies grootgemaak word. Hulle kry nie die geleentheid om hondekos, tuingrond en krieke te eet nie. Daardie slegte dinge bou 'n kind se immuniteitstelsel en leer sy liggaam watter kieme gevaarlik is. As hy nie daaraan blootgestel word nie, kan dit gebeur dat die liggaam sy eie organe, veral die pankreas, vir kieme aansien en dit aanval en vernietig. Dan word hy 'n diabetes. Op dieselfde wyse moet jong gelowiges ook blootstelling kry aan die verkeerde dinge, sodat hy kan leer om te onderskei. Versoekings wat oor jou pad kom, leer jou om die regte keuses te maak. En soms is dit dalk ook nodig dat jy jou vingers verbrand om te leer wat kan seermaak.
dan moet 'n gedurende groei in 'n gelowige se lewe plaasvind. As jy na jare steeds op die melkbottel is, dan is daar baie groot fout. Net so moet die stadium van eksperimenteer met allerlei dinge ook verbygaan en jy moet vir jouself kan uitmaak wat reg en verkeerd is. Ook die kinderlike dinge van jaloesie, twis, afguns, rugstekery, wat so dikwels deel is van 'n opgroeiende gelowige se lewe, moet verbygaan en plek maak vir geestelike volwassenheid. In 1 Korintiërs 3 vers 3 gooi Paulus die beskuldiging na die Korintiërs. Julle is nog wêreldse mense. Die probleem is dat wanneer jy die dag wedergeboorte beleef, sleep jy nog 'n spul bagasie saam met jou van jou ou wêreldse lewe. Hoe gouer jy daarvan ontslae kan raak, hoe beter. Maar baie gelowiges klou krampagtig vas aan die ou lewe, net soos wat 'n kind soms vasklou aan sy troetelkombersie, totdat die ding naderhand net toings is. Maar moet dit gewoonlik met geweld by hom afneem en verbrand, anders grawe hy hom weer uit. Die vraag is, wat gebeur as jy die dag geestelike volwassenheid bereik het? Sit jy dan behaaglik terug en sê, ek het gearriveer? Nee, beslis nie, want dan begin die lewe eers. Iemand wat nie eet nie, verwaarloos sy eie liggaam. Net so moet ek as volwasse gelowige gereeld nog goeie, gesonde geestelike kos inkry om my geestelik gesond te hou. En soos jou liggaam gereelde oefening nodig het om fiks te bly, so moet jy geestelik ook gereelde oefening nodig. Anders stagneer jy en jou geestelike spiere word pap. Maar hieroor kan ons dik boeke skryf. Kom ons bid. Here, help my asseblief om geestelik gesond te leef en gereeld te bly groei. Amen.